Verwerping, hoofstuk 3. Die Esegiel 16 verhaal, waar God kom en ons kom genees, en ons op die regte fondasie plaas. Die opbou met hierdie verhaal was die verhaal van 'n babatjie wat op die veld uitgegooi was. Die mees vulnerabelste kondisie waarin ons onsself kan vind, het veroorsaak dat hierdie persoon ook verwerp was. So dalk het iemand jou verwerp op wie jy staat gemaak het om jou te beskerm en jou te vertroetel. Dalk op die oomblik toe jy die nodigste gehad het, soos die babatjie wat uitgegooi is op die veld. Dalk sit jy nog met kinderdaagverwerping. Dalk sit jy met onlangse verwerping. Dalk was dit die eerste keer wat jy werklik weer iemand in jou hart in vertrou het. En sommer sonder enige waarskuwing, sonder enige rede, net die oomblik toe jy jouself laat skyn het, net op die oomblik toe jy al jou guards laat aflê, toe verwerp hulle jou. Toe maak hulle toe, soos 'n geseelde boek. Ek wil jou bemoedig op hierdie punt, dat onthou wat beloof God ons. Die wat met trane saai, sal met vreugde maai. Net soos die liedjie van Secret Garden, hoe jy net iemand laat inlaat het in jou lewe. I was just about to tell you that I love him. I do. I love him. I love him. And I don't care what you think. I love him for the man he wants to be, and I love him for the man that he almost is. I love him, Laurel. I love him. I love him. She'll let you in her house if you come knocking late at night. She'll let you in her mouth if the words you say are right. If you pay the price, she'll hit you deep inside. There's a secret garden she You gotta be fair to her. She loves you. If you don't love her, you've got to tell her. she'll hit En nou die Esegiel 16 uitleg. God beloof, ek sal jou versier met sierade. Dit beteken jy moet mooi geborduurde lappe versier. Beklee jouself met Christus, leer die Nuwe Testament ons. Ek glo dat dit beteken 'n nuwe identiteit. God sal vir ons 'n nuwe identiteit gee om vir ons te leer, wie is jy? Het jy al ooit die vraag gevra, God, wie is ek? Wie is ek, Here? Hoe sien U my? Ek wil jou aanbeveel, vra dit sommer vandag nog. Hy sal vir jou soveel bevestiging stuur. Ek het nou onlangs 'n video gemaak oor 'n profesie wat oor my lewe uitgespreek is. Die profesie sê dat ek gaan 'n atoombom impak maak in mense se lewens. En dit is een van die dinge waarin ek my identiteit vind. Die verdere beloftes in Esegiel. God sê hy sal armbande om ons hande sit en 'n ring aan ons neus sit. Die armbande en die neusring is ook wat Abraham se slaaf vergeet vir Rebekka in die Genesis 24 verhaal. Ek glo dit is 'n teken dat ons iewers hoort. So jy kan ook bid vir daardie radikale bevestigings van jy hoort iewers. Ek dink dit was soos die begin van die tradisie van 'n trouring of 'n troupand, die armbande en die neusring. Kettings om jou hals. Kettings om jou hals. Josef het 'n ketting gekry om sy hals, om sy nek, om sy autoriteit te bevestig. Dis glo ek elke verwerping wat ons deurstaan, waar ons groei, kry ons 'n bietjie meer autoriteit. Oorringe aan jou ore. Oorringe was die simboliek in die Bybel van eienaarskap. Elke eienaar het aan sy slawe sy oor by hulle geplaas. Dis glo ek dat hierdie pas so mooi aan by die res van die gedeelte van dat verwerping is 'n keuse. Ons kies nou om nie meer 'n slaaf te wees van 'n ander persoon nie, maar eerder 'n slaaf van God. Maar eintlik, nog beter, kies ons om eerder 'n kind van God te wees. So jy kan daagliks daarvoor bid dat God jou identiteit as sy kind vir jou daagliks sal bevestig. Soos die liedjie.
I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Pragtige kroon op jou hoof. Kroon is ook 'n teken van autoriteit, maar dit kan ook dieper simbolies verwys na ons gedagtes. Gedurende enige trauma, wanneer my gedagtes weer terugvandel na die trauma, bid ek gereeld. Vat elke gedagte gevangene en maak dit gehoorsaam aan Jesus. En dan net vir extra measure, sê ek sommer ook die Onse Vader op. Hulle sê dat jy kan nie een ding sê en dan 'n ander ding dink nie. So dis hoekom dit so belangrik is om te praat oor dinge en om die Onse Vader hardop te sê. In die begin, kort na die trauma, moet ek dit gereeld doen, sommer 20 na 30 keer per dag. Maar die tweede dag doen ek dit baie minder en die derde dag kom ek agter, ek het dit nog amper nie een keer gedoen nie. Maar dit is nogals 'n spoedige manier om oor 'n trauma te kom. Jou versier met goud en silwer. Dan wil ek jou vertel van kintsugi, translated to golden joinery. Kintsugi. Dis die manier hoe die Japaneese 'n vaas regmaak om goue inlegsels daarin te plaas. Dan, nadat die vaas reggemaak is wat gebreek was, is die vaas sommer meer werd as wat dit van tevore was. Mag God ook al ons gebreekte stukkies so bymekaar heg met sy goue kintsugi manier, dat jy ook meer werd is na die trauma as voor die trauma van verwerping. Klere was fyn linne. In die Engelse Bybel noem hulle dit die klere van sy of silk. So dit was 'n baie duursame artikel. En sy vat lank om gemaak te word. En ek glo werklik dat hierdie is 'n reis van genesing. Dit gaan nie net in een dag gebeur nie, dit is 'n reis. Meer interessante feite oor sy of silk. Silk is most luxurious fabric, the most comfortable fabric, the most absorbent fabrics. The fabric is cool in summer and warm in winter. Hoe mooi is dit? Dit is meer absorberend. Is dit nie net so mooi nie? God kan al ons trauma, al ons hartseer absorbeer. En hy wil net vir ons die beste gee. En hy wil ook die reis vir ons gemaklik en maklik maak. So bid sommer nou vir daardie sy, 'n jas, dat God die trauma vir jou sal maklik maak. Veelkleurige stowwe. God wil ons lewe vir ons so kleurvol maak. Hy wil vir ons 'n opwindende, kleurvolle, oorvloedige lewe gee. Gaan kyk gerus my video oor die kleurvolle lewe. Ek sal die link hieronder plaas. Fynmeel, olie en heuning. God wil ons voed met die beste van die beste. Fynmeel, olie en heuning is gelykstaande aan vandag se steak, se fillet steak, salmon en caviar. So jy mag maar vir God bid vir daardie fynmeel, heuning en olie in jou oomblik, selfs al werk jy nou deur die trauma. Buitengewoon mooi en voorspoedig. Kyk hierdie wonderlike eienskappe wat God ook nou vir ons gaan inweef na hierdie trauma. God sal ons mooi maak, dat ons blink sal skyn na sy glorie. En God sal ons voorspoedig maak, dat alles wat ons aanraak sommer baie voorspoedig sal wees. En dan die mooiste gedeelte vir my van die hele Jesegiel 16. God sal maak dat ons 'n koninklike waardigheid bereik. En ons koninklike waardigheid bereik net so Salomo, net soos die mense van ver af gekom het om te hoor wat hy gedink het. So sal God ook maak dat mense na ons toe stuur om daardie waardigheid in ons te spreek. Hierdie is een van my gunsteling quotes. Flawed, but still worthy. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains
in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life. Dit is 'n baie bekende spreek. Jy mag bid dat God ook vir jou so hoop sal gee wat vervul sal word. Paulus skryf van 'n hele kluis vol hoop wat weggesteek word in die hemele. Kolossense 1:5. So bid dat God ook vir jou hierdie kluis sal oopsluit, sodat jy weer hoopvol sal wees en vir ander mense hoop kan gee. Ek het 'n vinnige getuienis om te deel op hierdie punt. Terwyl ek hierdie video gemaak het, ek net hierdie versie neergeskryf. En gister het ek 4 awesome blessings gekry alreeds. Dis my een liefdestannie wat my genooi het vir 'n kuiertjie waarna ek baie uitstem. Ondersteuning wat ek ontvang het deur die reis van verwerping en ook 'n kosbare boodskapie van een van my mees waardevolste vriendinne. So bid ek ook dat God sommer van nou af sal seën, vir jou ook, vandat jy hierdie video gekyk het, en dat hy sal aanhou seën, net soos wat hy daagliks die manna laat uitstort het uit die hemel op die Israeliete, dat hy jou ook daagliks sal seën. Ek sluit af met hierdie quote: Out of suffering have emerged the strongest soul. The most massive characters are seared with scars.